Welkom! Vandag duik ons diep in Osaka se Fukushima-wijk. Op die oog af lyk dit dalk modern, maar daar's 'n ongelooflike ryk geskiedenis wat net wag om ontdek te word, jy weet? Ons bronne is vol stories. Antieke eilande, beroemde blomme, groot industriële veranderinge en sulke fascinerende mense en staaltjies. Ja. So ons missie vandag, ons wil die mees boeiende brokkies en daai verstekte juwele spesiaal vir jou as besoeker probeer uithaal. Absoluut. Dis hier in Osaka se noordweste, né, tussen die riviere. En sy storie is heeltemal amper onlosmaaklik verbind aan water en aan die eilande wat lank gelede hier was. Dis basies die fondament. En die naam self, Fukushima, gelukkige eiland. Dis nogal dramaties hoe dit ontstaan het, né? Ja. Daar's 'n storie van 'n geleerde, Sugawara Michizane, op pad na ballingskap, so in 901 AC. Hy stop glo hier toe dit nog Gakijima geheet het. O ja, hongerspook eiland, nogal 'n naam. Presies, en hy herdoop dit toe. Selfs Minamoto no Yotsune, daai bekende samurai, was glo hier in 1185. Dit staan in die Heike Monogatari. Daai ou naam Gakijima, dis nogal onheilspellend. Een bron sê dit het dank te doen met die gevaarlike waters daar, en selfs met boeddhistiese rituele vir mense wat verdrink het. Sjoe! Dit herinner ons net, die hele area was eintlik deel van die Naniwa Gashoto, daai delta met klomp klein eilandjies. En kyk, plekname wat jy vandag nog kry, so Sagisu, wat Reiereiland beteken, en Ebi, garnaalsandbank, dit echo nog daai waterryke verlede. Dis fascinant. En dan was daar mos die blomme, die Fukushima-wijksblom, die Noda Fuji, die wisteria. Dit was nie sommer enige wisteria nie, hoor. Nee, glad nie. Dit was landwyd beroemd. Hulle het dit vergelyk met, jy weet, die ikoniese Yoshino kersiebloeisels. Stel jy voor, selfs groot name soos Toyotomi Hideyoshi in die 16de eeu het spesiaal hierheen gekom, net om dit te sien. En jy kan vandag nog 'n replika van sy teetuin in Shimo Fukushima Park gaan kyk. Dis 'n tradisie wat oor 600 jaar strek. Die area om die Kasuga heiligdom was die hart daarvan, hè? Dit word beskryf van die Setsu Meishosue, die ou reisgids. Ja. En Damagawa, die distrik daar naby, kry sy naam van die rivier, die Juweelrivier, waar die wisteria so wel gegroei het. Pragtig. En daai waterweë was natuurlik ook baie belangrik in die Edo-periode. Ja, vir handel. Presies, handelaars het grond uit die see gewen, Fukushima Shinden, en hulle het hierdie spesiale, vloedbestande ondergrondse pakhuise gebou, die Kura, net om voordeel te trek uit Osaka se rol as die kombuis van die nasie. Ja, jy kry nog oorblyfsels daarvan. En dan natuurlik die Meiji-era, industrialisasie, die Osaka spinnekopfabriek. En daar sy aangrypende storie van die vrouewerkers se stryd vir beter omstandighede, gelei deur ene Okiku, wat gehelp het om Japan se eerste fabriekswette te kry. En dis nogal fascinerend hoe daai industriële gees eintlik voortgeleef het. Baie van daai ou fabrieksterreine is nou woonbuurte, maar jy kan hier en daar nog sulke ou baksteenmure en dinge raak sien. Regtig? Ja, dit wys hoe die wijk aanpas. En dink net, Panasonic. Panasonic is hier begin, in 1918, deur Matsushita Konosuke, sy vrou en sy swaar, in 'n klein huurhuisie. Ongelooflik, in 'n klein huisie. Ja, en hy het sy lewe lank sy Onseki, sy amptelike familieadres, wat baie belangrik is in Japan, hier in Fukushima gehou, selfs toe die maatskappy reuse groot geword het. En ander bekendes soos Hanshin Electric Railway het ook hier begin. Dis 'n wonderlike stukkie geskiedenis, die wijk se veerkragtigheid. Dit wys ook in ander stories, né? Na die Kanto aardbewing in 1925 het mense mekaar gehelp deur ninjojaki te maak en te deel. Daai mensliewe gebak, rooiboon pannekoekies amper. Ja, iets wat jy dalk steeds in 'n ou winkeltjie kan raakloop. En na die Tweede Wêreldoorlog, daai bedrywige swartmark naby Fukushima-stasie, met sy eie kodewoorde en legendes, soos die eenarmige Kappa Oji-san, wat altyd skaars sjokolade kon kry. Presies. En daardie swartmark area, wel, dit het ontwikkel tot vandag se lewendige Fukushima Station Shopping Street, die Shotendori. Dis 'n wonderlike plek vir jou as besoeker om regte autentieke kos en die plaaslike gevoel te ervaar. Dis een van daai versteekte juwele. Definitief. Ander voorbeelde, jy weet, is NU Chayamachi,
Dit was eers Meiji pakhuise, nou is dit stylvolle winkels en restaurante. Daar selfs 'n kunstsentrum met 'n reuse muurskildery wat 'n kunstenaar glo uit liefde geverf het. Wow. En dan is daar Hotarumachi, gebou op die terrein van 'n ou universiteitshospitaal. Nou is die ABC TV uitsaaier daar, en die naam Hotarumachi, viervliegie dorp, kom van 'n bekende haiku. So, die eintlike punt hier. Fukushima wijk is 'n plek met lae op lae van geskiedenis. Van, wel, spookeilande en samurai-legendes tot industriële reuse en naoorlogse oorlewing. Dit alles lê net onder die oppervlakte waar jy daar rondstap. Presies. So vir jou beteken dit, kyk 'n bietjie verby die moderne geboue. Let op vir straatname, soek daai oorblyfsels van ou argitektuur, proe die plaaslike eetgoed wat 'n storie het, en verken plekke soos daai Shotenturi of NU Chayamachi of Hotarumachi wat nuwe lewe gekry het. Dis 'n lewende museum amper. Dit beteken jou staptoer deur Fukushima wijk is letterlik 'n wandeling deur tyd. Elke hoekie kan 'n storie hê as jy weet waarvoor om uit te kyk. En net 'n laaste gedagte. Een bron praat van die raaisel van Taminoshima. Dis 'n antieke eilandnaam wat aan hierdie area gekoppel word. Moontlik was dit belangrik vir ou rituele, maar die presiese plek is nou verlore. So, terwyl jy daar is, dink dalk 'n bietjie daaroor. Hoe plekke, nes mense, identiteite oor tyd kan verander, kan verloor, of heeltemal transformeer. Watter onsigbare geskiedenisse is daar nou, reg waar jy staan?